Onze getroue God en Hemelse Vader, weer ons wil vir U dankie sê vir hierdie wonderlike naweek wat voor lê. Weer ek weet dit klink so verkeerd om dankie te sê vir so iets, maar daar's nie 'n ander woord van waardering wat ons kan gebruik nie. Want U het self opgeoffer vir ons die mens, gekruis, gesterf daar aan die kruis, o Here. Deur dit te doen, Here, het die duiwel oorwin, wat ons net aan die verderf te wil maak. Ons wil vir U baie dankie sê, as kinders van Jesus, dat ons die geleentheid het, die woord het, die leiding het, die Vader het, die Herder het, die Koning het, o Here, wat ons op die regte pad kan wys, sodat ons eendag die nou paadjie kan loop en saam met U voete kan sit, en die eendag lof kan toesit. O Here, dankie vir wat U vir ons gedoen het. Ek bid dat die daad wat U vandag gepleeg het, meer en meer sal insin met mense, wat ons sal verstaan, Here, waaroor dit gaan en wat 'n groot opvoering was. En daarom sê U woord ook dat die grootste gebod die liefde is vir U, en die naaste daaraan is die broers en susters wat ons vir hulle met liefde wil gee. Here, as dit nie vir U liefde was nie, sou hierdie daad nooit gebeur nie. Ons sê vir U baie dankie. Vir die woord wat vandag kom, ons net vir U sê dankie vir die woord. Maak ons gedagtes oop, dat ons sal verstaan waar die woord gaan. Dat die woord wat ons in hierdie kerk sal spreek, altyd uit U woord uit sal wees, en volgens U weer en van U wil ons moet doen. Gee ons die krag daarvoor, bid dat die pastoor altyd sal lei met die regte woord vir elke Sondag. Seën elke broer en suster wat hier was, vir die wat die vandag gemaak het, Here. Ons bid vir hulle ook. Seën hulle veilig op die pad en bring hulle veilig. Ons bid al die dinge wat ons het verdien nie, maar enkel in die groot en heilige genade. In Jesus naam. Amen.
Jezus daar gaat voor jou en voor mij. Dat als wie en dat is Jezus van mij. Aan die koninkrijk. Aan die koninkrijk. Aan die koninkrijk. Dat als wie en dat is Jezus
He was born of the Virgin. Mary called him Jesus. Vader, wat 'n voorreg het ons om te kan sê Vader. Here, wat 'n voorreg het ons om te kan sê wat 'n vriend het ons in die seën van God. Wat 'n voorreg het ons om te kan sê ons het die Heilige Gees as metgezel. Here, wat 'n voorreg het ons om te kan sê ons is medewerkers. Here, maar daar alles, wat is ons as mens? Ons is nietig. Here, die engele roep uit, heilig, heilig. Hulle roep, Heer en Meester. En saam met hulle kan ons vanmôre sê, Heer en Meester. Maar Vader, ons het 'n voorreg om te kan sê, Vader, vriend, medewerker. En dank U daarvoor. Here, seën ons vanmôre ook in die ontvang van hierdie woord. Maak ons harte, ons gedagtes ontvanklik vir U. Bou ons, stig ons, versterk ons. Vra ek in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek het sit plek neem, broeder en suster. Ek het vanmôre 'n fout gemaak. Dink ek. Nee, ek het nie 'n fout gemaak nie. Ek wou net seker gemaak het. My broer en suster, ek het die Bybel oopmaak by Johannes 19. Ek wil vir julle lees daar die 33ste en die 34ste vers. En ek kry nou warm hierso. Ek het daaronder koud gekry. Johannes 19, ek wil vir julle lees die 33ste en die 34ste vers. Die 33ste vers sê, maar toe hulle by Jesus kom, dis die soldate. Kom ons lees vir julle die 32ste vers, dan gee net so 'n bietjie meer begrip. Hy sê, toe die soldate gekom het, en die bene van die eerste een gebreek het, en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Hier kom hierdie soldate, en hulle kom kyk of hierdie manne wat gekruisig is, gesterf het. En die eerste ene kon hulle sien, hy het nog nie gesterf, toe breek hulle sy bene. Nou iets gebeur hier rondom jou hart, ek wil nou nie tegnies raak nie, maar dan raak ek dalk jou mekaar. Maar dit veroorsaak dat jy as te ware versmoor as jy jou bene breek. Ek dink die pyn van jou gewig op daai spyker wat waardeur jou voete gegaan het, is dalk wat dit veroorsaak, dat jy nie asem kry nie, dat jy asemnood het. Maar hulle breek die eerste rower se bene breek hulle, die tweede ene se bene breek hulle. Maar toe hulle by Jesus kom, te sien hulle, maar hy het al klaar gesterf. En hulle het sy bene nie gebreek nie. En een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En luister nou net hierdie kosbare vers. En hy wat dit gesien het dit getuig. En sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Sodat een ek kan glo. In die volgende vers sê hy, sodat die skrif vervul sal word, wat sê dat geen een van sy bene sal gebreek nie.
Daar's nog 'n skrif wat sê, hulle sal sien in wie hulle sy hulle gesteek het. My broer en my suster, wanneer ons die woord van die Here lees, is daar soms klein besonderhede, klein detail, wat ons mis. Ons lees daaroor. Hoeveel keer het ons al hierdie gedeelte gelees, dat daar bloed en water uit sy sy gekom het? En dan aanvaar ons dit, want hy het gesterwe, daar steek hom met 'n spies in die sy, en daar bloed en water uitgekom. Dis mos nou maar fisiologies 'n natuurlike reaksie. Ons lees daaroor sonder om te besef dat in daardie twee woordjies en daardie gebeurtenis van die bloed wat uit sy sy uitgekom het en die water wat uit sy sy gekom het, is daar eintlik vir ons 'n kosbare boodskap. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as ek 'n titel hier aan koppel, dan sê ek praat vanmôre oor bloed en water. So is dit met hierdie bloed en water in ons teksgedeelte, daar is eintlik 'n groot boodskap daar. En ek kan nie vanmôre vir u die volheid van die boodskap wat daarin is, vat en dit vir u gee, soos dat ek dit in die grootheid daarvan, in die omvang daarvan, dit daar is nie. Dis te veel, dis te lang. Wat vir baie interessant is, ons weet nie wie is hierdie soldaat wat die Here Jesus met die spies in die sy gesteek het nie. Die Bybel gee nie sy naam nie. Al wat die Bybel vir ons gee is, daar was 4 soldate wie se take verantwoordelik dit was om hierdie mense wat gekruisig word, se kruisiging waar te neem. En dan moes hulle 'n ruk later, nadat al die mense nou weg is en die plek soort van verlate is, kom kyk, is hierdie mense al gestorm, het hulle al gesterf voordat die son ondergang. En as hulle nie gesterf het, die breek die bene sodat hulle vinniger kan sterf. Dis wreed, maar dis die realiteit. Maar die naam van hierdie Romeinse soldaat sê hulle is Longinus. Of het waar is, weet ons nie, daar's tradisies, daar's oorleweringe, daar's mense wat sê, dis sy naam. As jy gaan kyk wat die woord beteken, dan beteken dit die een wat die spies dra. En hy het gekom en het gesien Jesus het gesterf. En hy vat die spies en hy druk hom in Christus se sy. En dadelik sê die woord dat daar bloed en water uit. Nie 'n rukkie gevat nie, dadelik. En dit het gemaak dat daar 'n skrif is wat relevant is vir ons, selfs vandag nog. Hy sê, sodat hulle kan glo. Sodat hulle kan glo. Ek het nou die aand Hans en sy vrou Winkler gekyk op Rian, daai ou se program van Heerden. En hy sê hy het die Bybel al 9 keer van die eerste bladsy tot die laaste bladsy deurgelees. En ek dink, in 9 keer Bybel deurlees is wonderlik, en ek wens elkeen van ons kan dit doen, en het dit al gedoen, en behoort dit te doen, in elk geval as dit nie gedoen het. Maar hy sê die Bybel al soveel keer deurgelees. So ek 9 keer oor hierdie gedeelte gelees ten minste. En ek weet nie hoeveel keer van die 9 keer het daar iets vir hom uitgestaan uit hierdie teksvers uit. Maar weet wat staan vir my eerstens daar uit, en ek verwag nie dat dit met meeste mense dit sal uitstaan nie, maar omdat ek 'n bietjie kennis in my lewe opgedoen het ten opsigte van die Koran, om 'n keer of wat deurgelees het, weet ek dat die Koran, dit wat die moslems glo en verkondig en lees, sê dat Christus het nie gesterf aan die kruis nie. Nou kom hulle steek 'n spies in sy sy sodat ons kan glo. Wat moet ons glo? Dat hy het gesterwe daar aan die kruis. Hulle het nie 'n lewende Jesus afgehaal nie, hulle het 'n gestorwe Jesus daar afgehaal. Hulle het 'n gestorwe Jesus gevat en Josef, man van Arimatea, het gekom en hy het hom in doeke toegedraai. Hulle het hom in 'n nuwe graf gaan lê. Hy het gesterf. Die spies in sy sy het gesê dat hy het gesterf. Was nie nodig om sy bene te breek nie. Hulle by Jesus kom en hulle sien dit. Toe verwond hulle hom. Dit is belangrik wie hom gesteek het by die spies nie. Wat belangrik is, daar het water en bloed uitgekom, want dit dra vir een van my meer boodskap, fisiologies uitgesterwe.
Maar geestelik is daar ook simboliek daaraan, iets wat vir jou en vir my vanmôre, my broer en my suster, iets sê, dat daar bloed en water uit sy sy uitvloei. Was hierdie mense tevrede dat Christus het gesterwe, dit was hulle bevestiging dat hy gesterf het, en die woord sê ook, sodat die skrif is vervul wat sê, daar sal geen van sy bene gebreek word nie, daar is 'n profesie wat waar gekom het, daar is skrif wat in vervulling gekom het, maar daarmee saam is daar ook 'n bewys dat hy het aan die kruis gesterf, nie op 'n ander plek nie, hy is nie weggedra en weggesteek of wat ook al nie, hy het aan die kruis gesterwe vir jou en vir my. Die optrede, die historiese feit is dat Jesus het hier gesterf. Bloed en water was 'n definitiewe bewys dat hy gesterf het. Dat hy werklik gesterf het. Dis nie 'n storie nie, dis nie 'n versinsel nie, dis nie 'n mite nie. Dis nie 'n verdraaiing van feite nie, dis 'n realiteit. En daarom sê die woord van die Here vir ons vers 36, hy het getuig en sy getuienis is waaragtig. Jesus het aan die kruis gesterf. En ek dink dit is belangrik dat ons dit sal besef. Was nie nodig om Jesus se bene te breek nie. Weet jy wat lees ons in Eksodus 12, die 46ste vers? Hy sê ons lees daar, dat die paaslam se bene mag nie gebreek word nie. Jesus was die lam wat vir ons geslag is, sy bene mag nie gebreek geword het nie. En nou kom ons in Johannes 1 vers 29, en ons leer daar dat Johannes die doper sê, daar was hy, en hy verwys na Jesus, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. Jesus is die paaslam, die laaste offer, wat vir jou en vir my bloed gestort het. En bloedstorting was baie belangrik, veral in die Ou Testamentiese tyd. Die vergieting van bloed was baie belangrik geweest. Bloed en water hier aan die Golgotha, as jy wil, het gesê dat Jesus het gesterf. Bloed en water het ook gesê, jy het nie nodig om sy bene te breek nie. Fisies het bloed en water vir ons gesê is hy gesterf. As jy verstaan wat ek bedoel. Maar die geestelike simboliek wat jy en ek in gedagte moet hou, dra 'n ander boodskap uit, 'n boodskap wat hierdie bloed en water vir ons sê, wat vir ons belangrik is om te weet. En dis waar dit deel kom. Ek kan nie vir al sê wat die bloed vir ons simboliseer en waarvan dit alles getuig en sê nie, en ook nie van die water nie, ek wil net 'n paar dinge uitlig. En die een daarvan is te vind in Hebreërs 9 vers 22, wat sê, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Toe jy met die systeek hierdie bloed uitkom, toe getuig dit by wyse van spreuke, daar is bloed vergiet, en daar is vergifnis vir elkeen wat in Christus Jesus glo. My broer en my suster, ons kan aanspraak maak, dat daar vir ons vergifnis te verkry. Die bloed dra 'n boodskap uit wat sê, elkeen van ons is daar vergifnis. Dan lees ons verder in die woord van die Here, ons kom by Eksodus 24, die 8ste vers. En dan kom Moses en hy's daar as hulle besig en hy sprinkel die bloed so oor die volk. Hy sê, kyk, dit is die bloed van die verbond. Daardie ooreenkoms wat die Here ons God maak, wat die Here met die volk sluit. 'n heilige ooreenkoms wat die Here met hulle sluit. Sprinkel die bloed, en hy sê, hier's 'n verbond. Dis 'n ooreenkoms. En nou kom ons in Matteus 26 vers 28 en Jesus self verwys na sy kruisiging en hy sê, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Toe daai bloed vloei uit sy sy uit, dis die boodskap daar. Dis nie meer Eksodus nie, dis nou Matteus. Jesus het gesê, dis my bloed en dit praat van 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms. En wat ons oor daai ooreenkoms wil praat, dan is daar baie wat ons daaroor kan sê. Ek lê my lewe af. Jesus sê vir ons in Johannes, ek het gekom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Nie op hierdie aarde noodwendig nie, maar lewe in die ewige lewe waar ons nooit 'n gebrek sal hê. Hy bloed word gestort, dat daar 'n nuwe ooreenkoms wat God met ons sluit, dat deur Christus sal daar vir julle vergifnis wees. Deur Christus se prys, die feit dat hy die kruis gesterf het, sal daar vir julle sonde vergifnis wees, sal daar vir julle versoening wees met die Vader.
Nuwe Testament wat vir baie uitgegiet is, sy bloed, tot vergifnis van sondes. Die Nuwe Testament is aanduidend, die gebruik van die woord, van 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms. Bloed word gestort, terwille van u en van my. En dis die laaste bloed wat nodig was om gestort te word. Daarna is dit nie meer nodig dat daar 'n offerdier geslag word of sy bloed gestort word nie. Nie vir vergifnis van sonde nie, want Christus het die laaste offerlam geword. Die bloed vertel dat daar is reiniging. 1 Johannes 1 vers 7 sê dat die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Toe die bloed uit sy uitvolgens vloei, is daar 'n boodskap dat die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Dit verdien vir ons vergifnis. Dit dra die prys wat op u en my moet neerkom. En dan kom ek by 'n teksgedeelte, 'n skrifgedeelte, Openbaring 12 vers 11 en dis vir my kosbaar. Daar is oorwinning deur die bloed van die lam. Ja, ek het nou gesê, gepraat hier van die oorwinning. Daar is oorwinning deur die bloed van die lam. Ons sal oorwin. Net glo. Net vassit. Vers 10 in selfde hoofstuk 12 van Openbaring, kom en hy sê, ons oorwinning is oor die vyand. Jesus offer in die kruis gee vir ons die vermoë. Stel ons in staat om te kan oorwin. Stink dit nie altyd, ons voel dit nie altyd nie. Maar ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. Amen. Daar was ook water uit die sy van Jesus, nie net bloed nie, ek kan nog meer oor die bloed sê, maar kom ons gaan net na die water toe. Daar was water uit die sy van Jesus. En wanneer ons gaan kyk na die water, is daar verskillende gedeeltes wat ons kan gaan lees, en die woord van die Here kom en hy praat op 'n stadium van die waterbad deur die woord. Dit sê dat die water reinig of is 'n simbool van reiniging, nie net die bloed nie. Die bloed was ons bitter aan die sneeu. Maar die water reinig ons ook, is ook 'n simbool van reiniging. Die water, en party mense bring hierdie gedeelte ook in verband met doop, en die water waarin jy gedoop word, is 'n simbool van 'n begrafnis. Jy word weggelê in die graf saam met Christus, en jy staan 'n nuwe skepping in Christus op uit die water. Johannes 7 vers 38 en 39 praat van strome van lewende water wat uit die binneste van die gelowige sal vloei. Jesus het gesê, strome van lewende water, en dit sê hy in 'n verwysing na die Heilige Gees. Die vervulling van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat sou kom, en die water was 'n herinnering van Jesus se woorde, dat hy vir ons 'n ander trooster sal stuur, dat die Heilige Gees sal kom. Dat Christus gaan verheerlik word, hy gaan aan die regterhand van die Vader sit. En dan het hy gesê, stuur ek vir julle 'n ander trooster, en dit het met Pinksterdag gebeur. 50 dae van nou af. Pinkster kom van die woord Penta wat 50 beteken. Water was nie net 'n simbool van die teenwoordigheid van die Heilige Gees of van reiniging nie, maar ook van God se voorsiening. Al hierdie dinge wat ek al reeds gesê het, is al reeds so baie, soveel. Maar nou kom ons in Eksodus 17 vers 6, en dit leer ons dat die water uit die rots gekom het. Die volk van God was dors, hulle het 'n behoefte gehad. Hulle het water in hulle lewe nodig gehad, en dan kom hulle daar in Eksodus 17, en dan kom water uit die rots. Maar dan kyk ons geestelik na ons as mens, en Christus verwys na ons geestelike behoefte as 'n dors. En hy sê byvoorbeeld vir die Samaritaanse vrou daar by die put, hy sê elkeen wat drink van die water wat ek gee, sal nooit weer dors kry nie. Toe die water uit die sy uitkom, is daar 'n boodskap, 'n herinnering aan Jesus se woorde, drink van die water wat uit my uitkom, en jy sal nooit weer dors kry nie. Maar die water wat ek gee, sal 'n fontein word wat opspring tot in die ewige lewe. Dit gaan nie verbygaan nie. En weet wat, hy verwys na die Heilige Gees, die inwoning van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees in jou lewe, die krag om jou denke te vernuwe, die krag om jou te bemoedig, en al daardie dinge wat daarmee gepaard gaan. En die Gees van die Here sal met jou wees, en dit gee vir my ook betekenis in daardie teksvers waar die Here Jesus sê, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld.
totdat hierdie wêreld tot niet gaan, en daarna sal hy nog steeds by ons wees, want die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Lewende water is die Heilige Gees wat innerlike vernuwing bring. En dan vertel die water ook vir ons, gee van ons ook 'n boodskap van rus. Psalm 23 vers 2 sê, hy lei ons na waters waar rus is. Jesus sê, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Hebreërs 4 vers 9 tot 11 sê, daar bly vir die volk van God 'n geestelike rus in Christus. Kyk ons na die simboliek van die bloed en water, dan sê dit vir ons dat dit wat Jesus gesê het, gaan waar word. Dis vir my so 'n simboliese herinnering daaraan. Dis wat Jesus gesê het, dis wat die woord gesê het, dit dui daarop dat Jesus ook gesê het, ek sal opstaan, ek sal opvaar, ek sal sit in die regterhand van die Vader, en ek gaan kom, en wanneer ek gekom het, dan kom haal ek julle, sodat julle kan weet waar ek is. Party van ons voor deur die dood, en ander sal seker na ons eers gaan, maar die realiteit is dit, hy berei 'n plek vir ons voor. Hy kom om ons te kom haal. My broeder en my suster, daar is al gedeeltes in die Gods woord wat praat van die bloed en die water wat getuig. Maar ek wil vir julle een ding sê. As ek dink in die kruis gebeure, en ek dink in die bloed en die water wat gestort is, dan dink ek daar is profeseë wat tot vervulling gekom het. Daar's woorde wat waar gekom het. Byvoorbeeld soos die van die bene breek. Daar's 'n boodskap wat sê, ek stuur vir julle Heilige Gees, hy sal uit julle uitkom, soos die water uit Christus uitgekom het, hy sal julle opborrel soos 'n fontein, en tot in ewige lewe. My broer en my suster, dit spreek vir my ook daarvan dat Christus lewe. Hy het die belofte gemaak wat hy nie kan hou nie. Die bloed en die water getuig. Daar sê daar's 3 wat getuig op die aarde. En daar's 3 wat getuig in die hemel. Daar's ook 'n getuienis sodat u en ek kan glo. Die bloed en die water getuig vanmôre, sodat ons kan glo dat Jesus is waarlik die Seun van God. Dit word vertel dat hierdie man wat hom in die sy gesteek het, en nadat hierdie gebeure plaasgevind het, tot bekering gekom en het Jesus aangeneem, hy het gesê, dis die waarlik, dis die Seun van God. Of het spesifiek hy is of nie, dit weet ek nie. Word ook vertel dat op sy grafsteen staan er, die een wat Jesus in die sy gesteek het. Dis nie belangrik nie, die boodskap wat my hier uitkom, as hy hom nie in die sy gesteek het nie, het hy sy bene gebreek. As hy hom nie in die sy gesteek het, het die bloed en die water nie uitgekom nie, nou die bloed en die water uitgekom, en dit gee vanmôre vir u en vir my 'n boodskap. Dit sê vir ons iets. Weet ek het op 'n stadium, eendag in my lewe het ek gesit en dink, die kerk sing van bloed en bloed en bloed, en ek dink ek, yes, maar dit is ook nou maar 'n bloeddorstige plek hierdie. Waar ek vandaan gekom het, het ons nie oor bloed gesing nie. Nou kom ons sing ons oor bloed, hoe bloeddorstig is dit dan? Tot ek begin besef het, wat is die symbool en die betekenis en die realiteit van Jesus se bloed wat gestort is. Dis die bloed wat reinig. Dis die bloed wat was. Dis die bloed wat sê, daar's 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbond met die Here. Dis die bloed wat gestort is vir my tot vergifnis. Dan wil ek sê, kom ons sing van die bloed. Kom ons sing van die bloed. Jy sien, daar's ook 'n ander teksvers. Nou moet jy my baie mooi verstaan, ek is nie fundamentalisties as dit kom by die verstaan en die vertolking van die Bybel nie. Wat sê hy nou? Ek is nie een van daai ouens, omdat die Bybel sê, dit is so of so, nou is ek letterlik met alles so nie. Ek glo, daar's simboliek in die Bybel. Ek glo, daar's dinge wat nie letterlik so is nie. Ek het eendag 'n argument geluister waar mense praat oor die boek Openbaring. Toe praat hy van die bloed en die goeders wat so diep gaan wees, sal tot by die perde se bekke kom. Toe kom 'n ander ou en sy ongeloof en hy sê, nee, hoe kan so baie bloed vloei hierso? Daai perde het seker geleef waarvan hulle praat. Nee, my broer en my suster, as God sê,
die bloed sal tot by die perd se bek kom, dan kan hy perd maar staan op, die bloed sal tot by sy bek kom. Dis die realiteit daarvan. Ek glo onwrikbaar in die woord van God. Daar is ook 'n skrifgie wat sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Daar was 'n dag wat hulle 'n spies in sy sy gedruk het en hom 'n laaste wond toegedien het. En bloed en water het daar uitgekom. En die bloed en water sê vir my, ons het die gees van God saam met ons. En die bloed sê ook vir my, dat daardie bloed wat Jesaja van praat wat gestort is, dien vandag nog vir ons tot geregtigheid. En daarom kan ons staan op die beloftes van God se woord. Ek het nou nie met Elna gereël nie, maar ek wil moet gevoel. En ek wil hê Elna moet vir julle vertel net wat het vandag gebeur toe sy omtrent so 4 jaar oud was in Evander. Nie te lank nie. Ek is gebore met 'n hartdefek, 'n redelike ernstige hartdefek. En toe ek 4 jaar oud was, moes ek gaan vir 'n groot hartoperasie, oop hartoperasie. En ek was alreeds in die hospitaal en die volgende môre sou hulle opereer. En daai aand het al die spesialiste gekom en seker gemaak alles is reg nie. Die masjien is opgestel en so aan. En maar die hele Evander het vir my gebid. En die volgende môre, 10:00 kom my ma toe aan en ek het die operasie soos ietsie gegaan. Dus ek ben die operasiesaal en toe vra wat gaan aan, toe sê my hartklop het daardie nag verander. Het was nie nodig vir die operasie nie. En Here het absoluut ingegryp my. Dankie man. Dit is een kort. Maar die waarheid daarvan is wat God vir my so verander. Die waarheid daarin is dat die Here antwoord gebed. Jare later het sy wel 'n operasie gekry. Mens terug vir haar gedoen het gesê, weet jy wat, as jy daai net 'n operasie gehad het, was hierdie nou die 4 jaar oud. Die Here het haar aangehou. Ek wil vanmôre vra dat hulle weer voor toe kom in my stad. Dat het met 'n klein meisje voor toe kom. En ek wil jou ons vanmôre goed ons wat hier is vanaf. Dit is baie seldsame siekte. Ek weet nie, hierdie is, as dit in die bloed, in die brein, die kop. En dis 'n geweldige siekte. En die dokters doen wat hulle kan, hulle verrig die beste wat hulle kan. En dit is goed genoeg dat die dokters die beste doen, maar wat belangrik is dat ons God sal vertrou op die beste doen. Al wat die dokter nie meer kan, die dag kan God. En is dit vanmôre waardig, deur Christus wonde is daar ook vir haar aanraak. En ons het vanmôre vir bid, ek gaan vir jou vir die voorkom staan. Is daar iemand soos in die kerk wat voorkom stel? Ons gaan bid vanmôre, ons gaan vir die ouers bid, vir die groot ouers, almal in haar lewe ook bid, selfs die dokters. Ek wil vanmôre vra dat jy sal staan waar ons mag bid. En dat jy saam met my sal sê, Here, dat bloed uit die sy uitgekom, wat water in die sy uitgekom. En daardie bloed en water sê vanmôre vir ons, daar is genees in Christus. Sy bloed word vir ons tot geregtigheid gedoen. En ons kan vanmôre ook sing, daar's wonderbare krag in die bloed van Jesus. Ons kan vanmôre sing, daar's krag, wonderbare krag, genesende krag in die bloed van Jesus. Vanmôre kom, die Here ons plaas hierdie gesin in U hande. U het al wonders gedoen tot hier. Laat ons waar sal bid. Elke dag in ons lewe, ons bevindings maak vanmôre, maar vir bid na ouers. Nie net vir genesing, nie net vir opkome aanraking van die Here, maar ook dat die Here finansies sal gee. Dat daardie dokterskoste en goeders wat betaal moet word, betaal kan word. Ek wil vra dat jy gaan staan. Die hande uitbrei van word. Terwyl ons gesê.
geloof in U. Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, ons roep in herinnering Golgotha. Waar die gebeure op Golgotha se hemel, waar die Seun van God gesterf, sy bloed gestort is. Here, sodat ons genesing kan. Sy bloed gestort is sodat ons heilig kan. Here, reiniging beteken ook van dit wat siek maak. Reiniging beteken vanmôre vir my, o Here, ook dit wat ons liggaam nie tot eer strek nie. Here, kan jy sien dat jy het siek het, dat die liggaam tot eer strek. En dat jy dit sal wegneem. Ons kom vanmôre, ons plaas as 'n groep mense, Here, as gemeente, plaas ons hierdie familie, hierdie dokter teen U hande en ons vra, Here, dat daar genesing sal wees, dat daar aanraking sal wees, dat daar versiening sal wees, dat daar krag sal wees, dat daar sal wees, Here, wat U ook al weet hulle nodig het. En ons bring dit vanmôre. Ons roep hierdie dag as 'n dag van getuienis. Getuienis dat ons God lief. Sodat ander kan glo en kan weet, daar's krag in die bloed van Christus. Die gebeure waar Golgotha was oor te vergeefs. Here, dit bring vir ons geregtigheid, dit bring vir ons vergifnis, maar dit bring ook vir ons genesing. Here, ek vra dat die sluise van die hemel sal oopmaak en dat ons sal ontvang. Here, al die finansies wat dit nodig het, vra waar, dit is die en dat jy sal die oopmaak, dat jy die sluise van die hemel sal oopmaak. Here, maak vra ons genees. Al vra ons krag en sterkte vir 'n moeder, vader en grootouers, broers, susters. Here, hulle sal die as 'n Here wat aanraak. Dit het ook gemeente gestaan voor U geroep vir alles in die meeste. Jy het die ingegryp, U hart vol Vader, die omstandighede verander. Dit was soveel jare as jy eers op die liefde doen. So kom ons vanmôre, ons vra Here, gee ons aanraak. Here, wat U beveel, dit geskied. En Here, in Christus Jesus, Vader, is elke belofte ja en amen. Sal oor die woord. Vader, wel die genade. Staan die vir die liefde wat ons weet, dat U het dra. Vader, die mens lief, daarom die steen gegeven versterk het. Dat allemaal die liefde ook voor Here, die ons het verstel. Sy geneesing, ons vraag te verstel. En ons dank. Amen. Many times I have been
Maak 'n verbintenis om vir hierdie familie te bid, vir hierdie dogtertjie te bid. Elke dag. Kan ek u vra wie gaan saam met ons bid? Baie dankie. Groot op jou yskas, Minay, M-I-N-E. Het nie van daai CD beskikbaar raak? Nee. Hulle het 'n pragtige lied geskryf. Jy omskryf het. Maar as 'n pragtige lied geskryf wat jy wil sing oor. Maar kom ons bid vir. Gaan hierdie diens afsluit met gebed, dan vandag ons in die vrede van die Here en Sondag, weet ek nie of ons gaan koffie en tee drink nie, is lang naweek, almal wil graag by die huis kom, maar as ek nou nie vanoggend koffie en tee nie, van volgende Sondag nie, lang naweek, Sondag die een, dan definitief weer, lekker koffie en tee na onderpuntdiens. Maar ja, Sondagoggend om 9:00 is ons weer hier by mekaar, so jy kan wees, wonderlik, kyk ek vir, kom ons bid dit saam. Vader, dankie vir die liefde en genade, dankie vir die barmhartigheid, dankie vir die goedertierenheid, dankie Here dat U hoor wanneer ons roep, dankie Here dat U gebed beantwoord, dankie Here dat U dinge kan verander, Here dankie dat ons geloof kan hê, dat Lukas 1:37 is waar, wat sê, by God is niks onmoontlik. Here dat ons dit sal ervaar, sal beleef, dat tot realiteit sal kom in ons lewe, realisering sal kom in ons lewe. Dankie daarvoor. Verdaag ons in die vrede, daag ons in die beskerming, bring ons weer Sondag op die bestemde tyd by mekaar. Here se seën, Here bid ek op een en elkeen af in Christus naam. Amen. Die Here seën u, gaan in sy vrede, gaan in sy liefde.